Hallo julle, baie welkom in my kombuisie. Ek gaan vandag vir julle wys hoe ek bonerbroth maak. So ek sê ek, want daar's so baie verskillende resepte en maniere op Google en YouTube. Jy kan enige iets doen met jou bonerbroth wat jy wil. Maar ja, van my kliënte vra altyd en ek dink laat ek maar sommer 'n video maak, dan sit ek hom op YouTube en dan kan ek hom altyd aanstuur en dis mos nou die maklikste. So ja, waarvoor bonerbroth goed is en hoekom ons dit gebruik. So, ons eet ons dan natuurlik baie ander dele van die dier, nee, soos die vleis en die spiere en al daai dinge. En openlik van ons organe. Ek is nie baie lief vir organe nie, maar dit is verskriklik goed vir jou, veral lewer. Maar ja, ons gaan nie nou vandag in organe aangaan nie. Die bonerbroth, die kollageen wat mens uit die been uittrek, help vir jou connective tissues, so dis jou bindweefsel. Dit help vir jou vel se tekstuur, so ons verloor ons maar 'n bietjie elastisiteit in ons vel as ons ouer raak. Dit help vir jou gewrigte, vir jou ligamente, vir jou been se digtheid. So ja, dit help vir so baie goed en is 'n overall fantastiese anti-aging produkkie om in te neem. En dan ook as jy enige gut-darmprobleme het. Meeste mense in vandag se tyd, veral met slegte eetpatrone en 'n slegte dieet of leefstyl wat jy leef, sit met 'n leaky gut wat hulle dit noem, nee, en dis wanneer jou gut nie gesond is nie en hy nie die kosse opneem wat hy wel moet opneem nie. So die bonerbroth help ook om jou darm gesond te maak en om dan om jou kosse beter op te neem. Onder andere help dit vir jou breinfunksie, vir 'n mooi vel, vir jou oë, vir jou bene, so net vir alles. Okay. Vir die goedjies wat begin hang as jy ouer raak. Valle wat hang, tities wat hang. Al die dinge. Jy moet jou bonerbroth eet of drink. Maar ja, ek gaan julle so vinnig wys wat ek doen. En ja, wat ons gewoonlik doen is ek maak die broth, gooi dit elke oggend in, dit word mos so gelatine, so jelly-rige storieetjie. Ek gooi net in 'n koppie, so klein bietjie vir my en Tiaan met 'n klein bietjie kookwater en sout en peper by en dan drink jy hom sommer so saam met jou ontbyt of jy kan hom eerste ding in die oggend ook drink as jy sou wou. Dit proe net eintlik soos 'n sop. So ek sê nou al vir jou as jy 'n vegan is, gaan jy vir jou doodgril. Vir wat ek jou nou gaan wys. So jy moet eerder nou gaan kyk TV of doen iets anders. Maar moenie my video kyk nie want jy gaan bietjie gril hoor. Eerstens, okay, het ons beenmurg. Ek gaan nou vir julle 'n bietjie 'n nader video neem van hoe dit lyk, nee. So wat ek doen is ek vat hierdie murgbene en ek sit dit in die oond. Dan sit ek my oond op so 180 en ek laat hierdie beenmurg vir so 20 minute in die oond net so bietjie sizzle. Dat hy net van die meeste van die vet ontslaa raak. Want wanneer jy jou broth maak, trek hy obviously die kollageen uit die been uit en uit die murg uit, maar die vet skep 'n mens af. So jy het nie die vet nodig in hierdie geval nie. So ek skep die vet af, maar as jy hom so bietjie in die oond sit dan jy weet dan bak hy basies meeste van die vet af. Dan julle, nie almal doen dit nie. Ek sit dit by want die beste vorm van kollageen kry mens eintlik in hoenderpotjies. So hierdie goedjies het ek al so voor gegril. Kyk hom. Wie is jou tannie? Wie is jou tannie? Op jou oom. Maar anyway, ja, hierdie goedjies het ek al baie voor gegril, maar ek is beter nou met dit, okay? So hoendervoete, ek sit dit ook by, nee, want jy kry jou beste kollageen uit jou hoenderpotjies uit. So dit is 'n bietjie grillerige storieetjie, maar dit is wat jy doen. So, jy sit jou beenmurg vir 20 minute in die oond. Daarna gooi jy 'n klein bietjie apple cider vinegar oor. So, maak maar net altyd seker dit is jou raw, soos jou mother, hulle noem dit die mother. Die ma van die apple cider vinegar. So, jy vat jou rou apple cider vinegar, dan gooi jy dit oor jou bene, wanneer jy dit nou klaar in die oond gehad het, okay? Net so 2 eetlepels. Ek skat sommer net so, gooi net 'n klein bietjie by en dan sit jy hom in jou potjie. Dan vat jy jou hoenderpotjies, jy sit dit net saam met dit in die pot, maak die pot lekker vol water. So jy vat jou slow cooker, maak hom lekker vol water en dan sit jy hom aan en hoe langer jy jou beenmurg kook, jy weet op slow of wat ook al, hoe beter en hoe meer murg trek, of hoe meer kollageen trek uit dit uit. So
So ek doen myne gewoonlik sommer oornag. Vandag is nou 'n bietjie vroeg so in die dag. So ek gaan hom nou sommer deur die dag laat gaan. Gewoonlik vir so 8-9 ure en dan miskien sommer vanaand afsit. Anders as ek wil kan ek hom nog deur die aand laat gaan. Maar 8 ure minimum wat jy hom moet lekker prit in jou slow cooker. En dan gaan ek vir julle wys na die tyd hoe dit lyk. Ek gaan sommer in hierdie videoetjie net vir jou verduidelik en dan as ek dit klaar gedoen het, sal ek dit vir jou afneem en dit mooi in die video edit. So na die 8 ure dan vat jy jou hele slow cooker, jy laat hom afkoel, redelik afkoel, nie te koud nie. En dan gooi jy dit, dan haal jy al jou bene uit, okay? Jy skiep al jou bene uit en die hoendervoetjies uit, gooi dit in 'n weggooi sakkie. Dan vat jy jou liquid wat oor is en jy gooi dit deur 'n sif en dit is maar net om al die stukkies wat wel dalk nog daar is te skei. En dan sit jy met jou braas op sy eie skoon en mooi en jy laat hom afkoel in 'n lekker glas jar. Sit hom in die yskas en dan die volgende dag dan gaan jy sien dan maak hy so laagie vet bo-op. Dan skep jy daai vet af en dan sit jy met jou gelatine. En dan kan jy daarmee maak wat jy wil. Jy kan dit in jou kos sit en dit saam met jou kos geniet in jou soppe, in jou stew of wat ook al. En soos ek sê, of jy kan dit net drink soos wat ons dit drink. Okay, so ja, vir 'n meer youthful anti-aging look doen jy bone broth. En as jy nie broth doen nie, dan kan jy vir jou kollageen koop. So obviously as jy nou jou kollageen, dis waarvoor die kollageen poeier is en daai Bombshell Beauty produkte wat ek verkoop. Dis nou vir mense wat nie met hoendervoetjies en met beenmerge wil sukkel nie. Okay. Maar ja, dit is so maklik soos dit. Jy moet dit geniet en ook, wat ek gou bynoem, jy kan spices bygooi, jy kan bietjie wortels en eie ook insit vir 'n ander flavour, vir 'n geur. Jy kan gemmer insit, jy kan turmeric bygooi. Daar's soveel goed wat jy eintlik kan bysit om dit vir jou lekker geurig te maak. Ek doen letterlik net my bene en dan gooi ek na die tyd sout en peper en miskien 'n bietjie botter as jy nou regtig wou, maar nee, sommer net so. Ja, net die net die kollageen, ekskuus, met sout en peper, klein bietjie kookwater by om die jelly net weer los te maak en in 'n vloeistof te maak en dan drink ek dit sommer net so. Okay, so dit is 'n beauty secret geheim, julle, dis anti-aging op sy beste. So geniet dit, probeer dit en komment vir my as julle dit geprobeer het en of jy dit ook self al doen, maar andersins ja, doen dit net. Maar ja, oor en uit van Wie Show Tannie by die huis. Bye bye.